Ons fokus skuif nou na vertikale projektielbeweging. En die enigste definisie wat werklik opduik in hierdie afdeling is vryval. Hierdie definisie is gevra in 2016, 2019, 2020, 2022 as ook 2023. So ken die definisie van vryval. Vryval is die beweging van 'n voorwerp slegs onder die invloed van swaartekrag. Daar is dus geen ander kragte soos lugweerstand ter sprake nie. Bal word vanaf die bokant van 'n 20 meter hoë gebou laat val. So in hierdie geval is dit min of meer wat gebeur. Hulle sê vir ons, ignoreer die effek van lugweerstand. So dit beteken, hierdie bal is in vryval, want die effek van lugweerstand word ignoreer. Die feit dat die bal laat val word, beteken dat die bal vanuit rus afwaarts beweeg. Eerstens moet ons die spoed bereken waarteen die bal die grond tref. So ons is op soek na V finaal. Nou as ons kyk na die formuleblad en ons kyk na ons bewegingsvergelykings, dan sien ons daar het ons V finaal, daar het ons V finaal, hier het ons V finaal. Ons kan met ander woorde nie vergelyking 2 gebruik nie. Verder moet ons kyk en ons sien hierso is tyd, ons het nie die tyd bereken nie en daar het ons ook nie die tyd nie. Met ander woorde, ons kan slegs hierdie derde vergelyking in hierdie geval gebruik. Ons gebruik dus vergelyking 3 en kyk mooi, ons skryf delta Y want die beweging vind vertikaal plaas. Nou, dis jou keuse of jy opwaarts of afwaarts as positief wil gebruik. Ek verkies afwaarts, maar as jy opwaarts as positief wil gebruik, dan is jy welkom om dit te doen. Maak net seker, jy pas jou tekenkonvensie konsekwent toe. As ons dan sê afwaarts is positief, dan sê ons V finaal kwadraat, dit is wat ons moet gaan bereken, is gelyk aan die aanvangssnelheid. Nou, aangesien dit vanuit rus plaasvind, is dit 0 en 0 kwadraat bly 0, plus 2, nou die bal is in vryval, so die versnelling is 9,8, positief, want gravitasieversnelling in hierdie geval is afwaarts, maal met die verandering in posisie en dis 20 meter afwaarts, ook daardie is positief, en dan kry ons 'n waarde van 392. En as ons dan V finaal wil bereken, dan is dit die vierkantswortel van 392 en dit gee vir ons positiewe waarde 19,78 meter per sekonde. Daar word gevra vir die spoed, so 'n rigting is nie nodig nie, maar dit is 19,78 meter per sekonde afwaarts. Nou ek weet, dit is 'n vierkantswortel, so dit kan plus of min wees, maar volgens jou konvensie sal dit 'n positiewe antwoord wees, maar aangesien dit spoed is, het jy nie nodig om 'n rigting aan te dui nie. As jy wel iemand is wat opwaarts as positief kies, kom ons kyk wat gebeur dan. VI kwadraat bly 0, want 0 kwadraat is 0, plus 2, onthou, op is positief, af is negatief, as dit jou konvensie is, dan gaan jy minus 9,8 as gravitasieversnelling gebruik. En dan ook, jou verandering in verplasing is dan minus 20, want is afwaarts. En jy kry presies dieselfde antwoord, dit gee vir jou 392 en jou finale spoed is die vierkantswortel van 392 en dit gaan gelyk wees aan 19,78 meter per sekonde. Streng tegnies sal dit minus wees in jou geval, maar aangesien dit spoed is, kan jy dit net rapporteer as positief 19,78. Volgende moet ons die tyd bereken, so
daar's tyd, daar's tyd, daar's tyd. Jy kan enige van daardie 3 vergelykings gebruik, maar ek dink jy sal met my saamstem, die eerste vergelyking is die maklikste, dit het slegs 4 veranderlikes. So, weer eens, ons gebruik af as positief, dan het ons die manipulasie van daai vergelyking, het ons delta T is gelyk aan V finaal minus V aanvanklik gedeel deur A, so V finaal het jy gaan uitwerk 19,78 minus 0, want is vanuit rus, gedeel deur 9,8. 19,78 positiewe waarde, want af is positief. 9,8 positiewe waarde, want jy het gesê, gravitasieversnelling wat afwaarts is positief. En dit gee vir jou 'n antwoord van 2,02 sekondes. Nou, kyk gou mooi. As jy op as positief gebruik het, dan sou dit minus 19,78 gedeel deur minus 9,8 gewees het. Jy sou steeds by 2,02 sekondes uitgekom het. Laastens moet ons die snelheid tydgrafiek vir die beweging van die bal skets, en aangesien ons vanuit rus begin en ons met vryval te doen het, weet ons dit gaan 'n reguit lyn wees wat wys dat die snelheid konstant toeneem. En waarmee neem die snelheid toe? Met gravitasieversnelling. Met ander woorde, elke sekonde neem die spoed met 9,8 meter per sekonde toe. So by tyd 0 is my spoed 0, my snelheid is 0. By 1 sekonde gaan ek daar 9,8 meter per sekonde hê. By 2 sekondes, en ek lees hom af, sal daardie vir my 19,6 meter per sekonde gee. By 3 sekondes, daar gaan ek hê 29,4 meter per sekonde. So elke sekonde neem die snelheid toe met gravitasieversnelling met 9,8 meter per sekonde. Nou ek weet, hierdie was nie deel van die oorspronklike vraag nie, maar in die geval waar jy met vryval te doen het en jy kies af as positief, sal dit dalk wys wees om hierdie 3 grafieke in gedagte te hou. Eerstens, my verplasingtyd. By tyd 0 is daar geen beweging van die bal gewees nie, maar dan kan jy sien dit neem eksponensieel toe. Die bal val al hoe vinniger en al hoe vinniger en al hoe vinniger. En dit beteken dat in elke daaropvolgende tydsinterval gaan my verplasing meer wees. En dis hoekom dit eksponensieel is. Wat die snelheid tydgrafiek betref, het ons reeds gesê, jy begin by 0, by tyd 0, en dan neem dit konstant toe. Waarmee neem dit toe? Dit neem toe met 9,8 meter per sekonde. En ek het reeds daaroor mooi gepraat. En dan hierdie waarde gaan 9,8 meter per sekonde kwadraat wees, en dit is natuurlik 'n reguit lyn, want is vryval, ons bevind onsself in 'n situasie waar die gravitasieversnelling 9,8 meter per sekonde kwadraat bly, en dit is konstant. As jy egter af as negatief kies, dan het jy hierdie 3 grafieke, en soos jy kan sien, dit word net gespieël oor die x-as, in die geval van die verplasing tyd eksponensieel afwaarts, snelheid tyd is 'n reguit lyn afwaarts, en my versnelling tyd gaan minus 9,8 meter per sekonde kwadraat afwaarts wees.